Vir 'n oomblik beleef hulle iets van dit wat baie van ons so graag wil beleef. En dit is om kontak te hê met die ander kant. In baie gevalle om kontak te maak met 'n geliefde of geliefdes wat nie meer met ons is nie. En daarom ook dat mense met die afsterwe van 'n geliefde dinge sê en dinge skryf op 'n begrafnisbrief, dinge by roudienste kwytraak, dinge soos God het die mooiste blom in die tuin vir hom kom pluk. Hulle weet nie wat hulle sê nie. Net soos Petrus in ons skrifgedeelte nie geweet het wat hy sê nie. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit is nodig dat U ons moet leer om op die regte weë te loop. Want ons moet bely dat ons voete nie altyd haastig is om die evangelie te verkondig nie, maar dat ons voete eerder haastig is om op verkeerde paaie te wandel en paaie wat dikwels na rampspoed in die dood lei. As dit nie is vir U genadige Vaderhand wat ons altugtende op die regte pad hou nie, kan ons so maklik afdwaal, kan ons so maklik in die strikke van hierdie wêreld beland. En daarom kom ons na U toe vanoggend in volle afhanklikheid. In volle afhanklikheid dat U ons nie net op die regte pad sal lei nie, maar dat ons ook met lus daarop sal gaan, dat ons met blymoedigheid en vreugde in ons hart U wil sal doen. Ons bid dat U ons dwaalende gedagtes ook in hierdie erediens sal lei. Maar daar is soveel dinge van die wêreld wat ons met ons hierheen saamgebring het, soveel dinge van gister, soveel dinge wat ons beplan môre, ja selfs op hierdie dag. Dinge wat ons aandag aflei van U majesteit en U heerlikheid en die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Ons bid dat ons dan vandag ook in die verkondiging van hierdie woord, dat ons hom sal sien in sy skitterende heiligheid, niks minder nie. En ons vra Hemelse Vader dat ons in afwagting, saam met die kerk van alle eeue, in afwagting, op sy kom sal sê, Maranatha, kom gou Here, kom gou. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons soveel sondes nog uit 'n vorige lewe uit met ons meegeneme, dinge wat ons nog nie afgesterwe het nie. Dat ons in erkentlikheid van ons eie swakheid maar gedurig na U toe sal kom en vra dat U deur die Heilige Gees vir ons in 'n nuwe lewe sal inlei. En ons dank U by voorbaat daarvoor, want U is 'n getroue en 'n genadige God soos geen ander nie. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het twee gedeeltes wat ons lees eerstens uit die Evangelie volgens Lukas, en ons lees daar Lukas 9. Ons gaan voort met ons reis deur hierdie Evangelie. En ons gaan in Lukas 9 eerstens lees vanaf vers 18, die belydenis van Petrus, maar dan gaan ons ook uit Petrus se tweede brief 'n gedeelte lees. Maar kom ons lees net eers hierdie hoofstuk uit Lukas 9 uit. En toe hy besig was om alleen te bid,
was die disippels by hom. En hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê, die Seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die 3de dag opstaan. En dan slaan ons 'n aantal verse oor en ons lees verder vanaf vers 28. En omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy, Petrus en Johannes en Jakobus, saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig, en toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak, een vir u en vir Moses een en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daar die manne in die wolk ingaan, en daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie. En dan lees ons uit die 2de brief van die apostel Petrus, hoe hy hierdie gebeure in herinnering roep, waar hy aan die gemeente skryf. 2 Petrus 1 vers 15. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Lukas 9 vers 33, Petrus sê vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak, een vir u en vir Moses een en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Geliefde gemeente, vir 'n oomblik word die gordyn weggetrek, die gordyn wat hemel en aarde skei en die gordyn wat die paradys van hierdie sondegevalle wêreld skei,
dit word weggetrek. Dit is wat hier in ons skrifgedeelte gebeur het. Vir 'n oomblik beleef hierdie apostels iets van die ander kant, daardie onsigbare wêreld, ander kant die grens van hierdie lewe, daar waar alle mense heen gaan, maar niemand van terugkom nie. Die apostels beleef iets van die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en die 10.000 engele, iets van die feestelike vergadering, die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, iets van die geeste van die volmaakte regverdiges, waarvan die brief aan die Hebreërs skryf. Vir 'n oomblik beleef hulle iets van dit wat baie van ons so graag wil beleef, en dit is om kontak te hê met die ander kant. In baie gevalle om kontak te maak met 'n geliefde of geliefdes wat nie meer met ons is nie. En daarom dat mense soms so ver gaan as om hulle tot spiritisme en mediums te wend, dit is mense wat glo in staat is om die afgestorwenes uit die dood op te roep, maar eintlik besig is om die lewendes aan allerhande demone voor te stel. En daarom ook dat mense met die afsterwe van 'n geliefde dinge sê, en dinge skryf op 'n begrafnisbrief, dinge by roudienste kwytraak, dinge soos, God het die mooiste blom in die tuin vir hom kom pluk. Of my kleinkind sit en lag by Jesus. Of hy of sy sit nou aan die voete van Papa Vader, of ons het 'n parel aan die hemel geskenk. Of die hemel het nou hulle nuutste engel bygekry. Hulle weet nie wat hulle sê nie. Net soos Petrus in ons skrifgedeelte nie geweet het wat hy sê nie. Petrus wou 3 hutte bou. Een vir Jesus, een vir Moses, een vir Elia, want sien, die gordyn is opgelig, die grens is uitgewis, die afgestorwenes is by ons, en ons is by die afgestorwenes. En ons is almal saam by Jesus in sy skitterwit klere, die hemel is by ons. Sal dit nie wonderlik wees, as hierdie oomblik vir altyd en altyd kan wees nie? Vir altyd en altyd, jy weet soos daardie kinderverhale altyd eindig, en hulle het gelukkig gebly, en vir altyd en altyd gelukkig gebly. Kom ons bou 3 plekke vir hulle om te bly, Moses en Elia en Jesus. Petrus het nie geweet wat hy sê nie. Petrus het geen benul gehad van wat hy werklik gesien het nie, geen benul van wat hy gehoor het nie. En so wil dit voorkom, Petrus het nie werklik geweet wie Jesus eintlik was nie. Ten spyte daarvan, dat Petrus hom 8 dae van tevore, soos ons gelees het, die Christus van God genoem het. Wat het Petrus en daardie 2 apostels daardie nag gesien? Ja, hulle het iets van die ander kant gesien. Hulle het die Christus van God in sy heerlikheid gesien. Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig, so skryf Matteus. Die lig was nie 'n afskynsel of 'n weerkaatsing nie, want hy is die bron. Hy is lig uit lig, soos die belydenis sê. Met ander woorde, die gordyn van sy menslike gestalte is vir 'n oomblik gelig, en die apostels is aan sy ontzagwekkende majesteit voorgestel. Moses en Elia was ook daar, in heerlikheid, soos ons gelees het. Maar dit was nie hulle eie heerlikheid nie. Dit was die weerkaatsing van Christus se heerlikheid, die lig wat van hom uitgestraal het, het hulle verlig en hulle het dit weerkaats. Jesus is die bron, hulle is die weerkaatsers. Moses en Elia kan onmoontlik
op dieselfde vlak as Jesus geplaas word. En dit is wat Petrus doen wanneer hy die voorstel maak dat daar 3 huisies vir hulle gebou word. Die Christus, wat die boumeester en die oprigter van die nuwe Jerusalem is, het nie Petrus se hut nodig nie. Moses en Elia, wat reeds in die Vaderhuis met die baie wonings bly, soek nie 'n onderdak hier op aarde nie. Petrus het nie geweet wat hy sê nie. Maar hy het ook nie gehoor wat sy meester sê nie. En daarom dat die stem uit die wolk vir die apostel sê, dit is my geliefde seun, en dan daardie belangrike toevoeging, luister na hom. Petrus het ook nie na die gesprek geluister nie. Hy het nie die gesprek tussen Moses en Elia en Jesus gevolg nie. En waaroor het hulle gepraat? Hulle het gespreek oor die uitgang wat Jesus in Jerusalem sou volbring. Letterlik staan daar sy exodus wat hy in Jerusalem sou volbring. Nou wat beteken dit, geliefdes? Sy exodus wat hy in Jerusalem sou volbring. Dit is niks anders as wat Jesus tot dusver aan sy apostels verkondig het nie. En dit is dat die Seun van die mens baie moet ly en dat hy verwerp sou word, en dat hy deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes verwerp sal word, en dat hy gedood sal word, en dat hy op die 3de dag sou opstaan. Juist dit wat hulle nie wou gehoor het nie. Volgens Matteus het Petrus toe vir Jesus gesê, mag God het verhoed, Here, dat dit u ooit sal oorkom. Moses en Elia en Jesus was in gesprek oor sy uitgang wat hy in Jerusalem sou volbring. Sy uitgang uit hierdie lewe, nadat hy gelei het, nadat hy gesterf het, nadat hy begrawe was, sy uitgang uit die graf, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, sy uitgang van hierdie aarde na die hemel om aan die regterhand van God te sit. En dit is wat die Here Jesus oor en oor vir sy disippels voorspel het. En dit is wat die boeke van Moses en die profete en Elia en verder oor en oor voorspel het. En dit wat u oor en oor Sondag na Sondag in hierdie en in ander kerke hoor. Sy uitgang uit Jerusalem. Die hart van die evangelie wat die disippels so traag was om te hoor. Ons lees in Lukas 24 van die gebeure na Jesus se opstanding, hoe die manne in wit klere by die leë graf aan die vroue verskyn het en vir hulle moes sê, onthou, hoe hy dit vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die Seun van die mens moes in die hande van sondige mense oorgelewer word en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hierdie is die draaipunt in die geskiedenis, skryf die apostel Paulus aan die Kolossense, want dit het die Vader behaag dat in Jesus Christus die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed aan die kruis. En ek sê deur hom, skryf Paulus, die dinge op die aarde, sowel as die dinge wat in die hemele is. Onthou, luister en onthou, dit is die Vader se geliefde seun, luister na hom. En jare later kry ons weer met Petrus te doen, dit was 'n ouer, 'n wyser Petrus meer volwasse in die geloof, en hy het vir ons 2 briewe nagelaat, en daarin sy 2de brief wat ons gelees het, het hy na hierdie besonderse nag in Lukas 9 verwys, en hy sê dit was 'n nag van 'n luisterryke heerlikheid, toe die gordyn tussen lewe en dood, die skeiding tussen hemel en aarde opgehef was. Die nag toe hy en 2 ander die aanskouers van Jesus se majesteit was. Hierdie Petrus het nie meer ambisies om hutte te bou nie. Nee, hy het nou die Seun se profetiese woord,
Die profetiese woord waarna hy luister en wat hy verkondig. Die profetiese woord wat baie vas is en waarop jy tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hierdie Petrus weet nou wat hy sê. En hy praat met die gemeentes in Klein-Asië en hy herinner hulle gedurig aan die waarheid. Hy sal nie nalat om hulle altyd daaraan te herinner nie. Jesus Christus is ons God en saligmaker. En ons ken hom en ons glo in hom deur die geregtigheid wat hy aan daardie kruis vir ons verwerf het. Die geregtigheid wat hy deur sy uitgang, sy Exodus in Jerusalem vir ons verwerf het. Dit mag ons nooit uit die oog verloor nie. Dit moet ons altyd in herinnering roep. Dit is die vaste profetiese woord uit die mond en die pen van God se heilige mense wat deur die Heilige Gees gedryf is. En broeders en susters, as ons regtig ag gee op daardie vaste profetiese woord, sal ons nie kunstig verdigte fabels begin navolg nie. Sal ons nie die versinsels van mense aantreklik vind nie, hoe mooi dit ook al mag klink. Fabels soos God wat blommetjies in sy tuin kom pluk, of my oorlede kind wat saam met Jesus sit en lag. Hoe hartseer die afsterwe van 'n geliefde ook al is, en hoe graag ons ook vir mekaar daardeur wil troos. Hulle weet nie wat hulle sê nie. Jy weet ook nie wat jy sê as jy aan jou geliefde engele status toeken nie. As jy skryf, die hemele het nou hulle nuutste engel bygekry, of hy of sy is nou 'n engeltjie daarbo. Dis 'n belediging vir die ware gelowige om met die engele gelykgestel te word. God bekommer hom nie oor die engele nie, staan daar in Hebreërs 2. God is nie besorg oor die engele nie. Dit gaan nie vir die Here oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Hebreërs 2 vers 16. Die engele is almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe, so lees ons in Hebreërs 1. Hoe sterk en hoe magtig hulle ook al is, in God se oë is hulle bediendes wat God se kinders hier op aarde bystaan. Al die engeltjie en blommetjie uitsprake is alles kunstig verdigte fabels, die versinsels van mense wat nie weet wat hulle sê nie. En die mense wat die baba Jesus pop een van die dae weer onder Kersvader se Kersboom uitstal, weet hulle wat hulle doen. Geliefdes, die apostel Petrus, toe hy nie geweet het wat hy gesê het nie, toe wou hy 3 hutte bou. Hy wou 3 hutte bou, toe hy en die ander apostels 'n kyk in die ander kant gekry het, toe die gordyn vir 'n oomblik vir hulle gelig is. 3 storieboekhutte wat vir Petrus soos 'n storieboek oomblik gelyk het. Dit is so jammer, dat so baie mense, selfs volwassenes, dink hulle kan vir die Here 'n huisie bou. Dat hulle by wyse van spreuke saam met die Here huis kan speel en saam met die Here blommetjies pluk en saam met die Here handjies hou. Die brief aan die Hebreërs wys verder na die melkkosgelowiges. In die 5de hoofstuk verwyd hy die leesters so en hy sê, alhoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Met die kinders van ons tyd gaan dit nog erger, want hulle word nie net met melk groot gemaak nie, maar met melkskommels, versoete en gegeurde melk met roomys opgeklits. Dit is hulle daaglikse spyse.
En as die kinders daaraan gewoond geraak het, wil hulle later as volwassenes ook niks anders hê nie. 'n Sagte, soet, stroperige melkskommeldieet van halleluja liedjies en liewe Jesus drukkies in 'n hemel vol engele mensies, in 'n plek waarheen almal uitgenooi word en niemand ooit weggewys word nie. En elkeen wat sterwe saam met hulle hondjies outomaties 'n plek beerwe. Hulle leef van 'n geestelike dieet waarin die Jesus se uitgang in Jerusalem nie plek het nie. God se oordeel oor hierdie sondegevalle wêreld. God se seun wat daardie verskriklike oordeel gedra het. God se seun wat vir ons gesterf het en vir ons die dood oorwin het. God se seun wat opgeneem is in heerlikheid en eendag van die ander kant gaan kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Daarvan hoor jy nie. Genadiglik het die apostel Petrus in geloof en kennis gegroei. Genadiglik het hy nie in sy onkunde vasgesteek nie. Genadiglik het hy sy 3 hitte idee ontgroei. Ons sien en ons lees dit in sy latere briewe. Genadiglik het hy die profetiese woord begin hoor, toe die engele stem na hom gekom het en gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom. Hy is my seun in wie ek 'n welbehae het. En as jy dit doen, broeders en susters, as jy begin om die Bybel te lees, gereeld te lees, dan sal jy altyd weet wat jy sê. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons wil saam met die profeet Hosea uitroep, ons volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar dit is deur die genadige werking van die Heilige Gees dat ons tot kennis en insig sal kom, en dit is deur die genadige werk van die Heilige Gees wat vir ons hierdie profetiese woord gegee het, dat ons daarin sal verdiep. Ons bid dat U met ons sal wees, ons kerkgemeenskap, ons volkgemeenskap in hierdie tyd, dat U met ons sal wees, dat ons nie meegesleer sal word in hierdie stroom van soetsappigheid nie, dat ons nie meegesleep sal word in hierdie stroom van oppervlakkigheid nie, maar dat ons met die gawes wat U vir ons gegee het, soos kinders sal sit, dat ons soos Maria sal sit aan die voete van ons Here Jesus Christus, en dat ons sal inneem wat ons geleer word, dat ons sal inneem van die verskriklike waarheid van ons Here Jesus Christus se uitgang in Jerusalem. Amen.